Elke aand 8 uur staan ek en my seun hier op die stoep en dan bruis daar 'n applous uit oor die hele stad. En blaas ons vuvuzelas om dankie te sê vir al die care workers en die mense wat in hierdie tyd die noodsaaklike dienste verskaf. It's amazing om hier te staan en te hoor hoe die hele stad hande klap, van hier af tot Oranjezicht en Vredehoek aan die ander kant en af tot in die stad by die hawe. Het is interessant hoe verskillend mense die hele lockdown ervaar, nie twee mense dit dieselfde manier ervaar nie. Vir party mense op hulle sosiale media is dit vrees op vrees en nog 'n video en hoe die pandemie die einde van alles gaan beteken, en vir ander mense is dit 'n tyd van hoop, is dit 'n tyd van buitengewoon optree in hierdie tyd, en buitengewoon bedoel ek dat ons op so nugter manier na die lewe kyk. En nie net nugter nie, maar ook met ons hande en ons voete op die grond staan en sekere goed sien, proe, ruik, ervaar wat ons andersins dalk nooit sou nie. Ek dink nie hierdie is enigstens 'n tyd om onsself toe te maak nie, ons harte, ons gedagtes en onsself oor te gee aan hierdie vreesvirus nie. Ons het al daaroor gesels in ons video's. Maar as ek so na die stad kyk en die stilte van die stad, die feit dat ons almal na binne gekeer is, dis vir my 'n wonderlike tyd. Dis 'n tyd waarin ek God dank, en ek bedoel dit, God dank vir 'n tyd van isolasie en introspeksie. Dankie sê dat ons 'n wêreldpandemie het wat die mens tot stilstand ruk en te vra wat is ons verhoudings met mekaar, wat is ons verhouding met die kultuur, ons natuur, ons verhouding met God, my verhouding met myself. Ek vind dit 'n buitengewone stilte, en in die stilte hoor ek die stem van God. In Psalm 139 skryf Dawid ook 'n psalm, en hy skryf dit as iemand wat ook bang is en onseker is oor die dag van môre. Ek lees die New Jerusalem Bible se vertaling, en dit is so mooi. As hy skryf, Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down. You are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. You hem me in behind and before, you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Where shall I go from your spirit, or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your right hand shall lead me, and your hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, and the light about me be night, even the darkness is not dark to you. The night is bright as the day.